Soms so in ons eie taal. Wat maak ek hier? Ai. Ek is op die punt om 60 jaar oud te word, maar ek vind myself stom geslaan, dat ek nou nog hierdie twee vrae moet vra. Wat is die doel en die rigting van my lewe? Wat maak ek hier? Hoekom het God my met sekere talente geskape? En wat maak ek daarmee? Nou om jou doel op hierdie aarde te bepaal en jou rigting van jou lewe te verstaan, kan nogal 'n lang storie wees. Dis nou as jy soos ek deur die lewe ploeter met oogklappe aan en nie oplet wat God vir jou wys en sê nie. Kom ons kyk bietjie wat sê die Bybel hieroor, aangesien dit die woord en die wil van ons God is. Die doel en die rigting van my lewe. Spreuke 16 vers 4 sê, die Here het alles gemaak vir 'n bepaalde doel. As jy dus voel dat God jou in 'n spesifieke rigting voorberei het, kan dit wees omdat hy 'n spesifieke doel vir jou in daardie area het. Dis deel van sy goddelike plan, waar hy ons toerus met nodige vaardighede en ervarings om ons rol te vervul. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dit wys ons dat ons Bybelstudie en ons voortdurende soeke na God se eie woord vir ons duidelikheid en rigting kan gee. Wat is die rede vir ons talente? Die Bybel beklemtoon dat God elke mens met 'n spesifieke voorneme geskep het. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons talente is nie toevallig nie, dis 'n deel van God se ontwerp vir ons, om op 'n unieke manier by te dra tot die wêreld. Hoe verstaan ek my doel? Dink aan watter talente en vaardighede jy het. Dit is dikwels aanwysers van jou doel. 1 Petrus 4 vers 10 sê, God het aan elkeen van julle genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien, sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Soos ek dit reg verstaan, het ons almal unieke gawes gekry om ander te dien en hom te verheerlik. Bid en mediteer daaroor. Vra vir God om jou doel vir jou te openbaar. Psalm 32 vers 8 sê, ek sal jou onderrig en die pad wys waarop jy moet gaan. Ek sal vir jou raad gee, my oog sal op jou wees. Dit wys maar net weer dat God gedurig deur aktief betrokke is om ons te lei. Kyk waarvoor jy passievol is. Meeste van die tyd loop jou belangstellings hand aan hand met jou doel. Leef jou passie ten volle uit. Psalm 37 vers 4 sê, verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. As ons ons passies in lyn bring met God se wil, vervul hy ons diepste begeertes. Kolossense 3 vers 23 sê, wat julle ook al doen, werk van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Ons pogings en ons passie moet ons toewyding aan God weerspieël, ongeag die taak op hande. Soos ons hierdie passies nastreef, sien ons dat God ons daardeur lei na geleenthede waar ons kreatiwiteit kan uitdruk en ons eintlike roeping kan vervul. Ek hoop van harte dit het daarom vir iemand gehelp. As dan nie, het ek ten minste 'n bietjie wyser geword.